dik bek, lang gesig, dik bek, lang gesig. Ja, nou ja, toe, hoeveel van ons ken sulke mense wat heel dag pessimisties is? As jy vir hulle sê, die son skyn daar buite, dan sê hulle, nee, dit is donker. Of nee, daar is 'n donderwolk. Hulle lyk al ewig soos 'n donderwolk. Nou, hoeveel van ons ken sulke mense? Of dalk is jy self daai persoon. Ek wil graag vir jou help om deur dit te kom. My nuwe boek wat ek geskryf het is Thorns to Roses, en ek wil jou uitdaag om dit te kry. As jy nie geld het om dit te kry op Draft Digital nie, kontak my, ek sal hom verniet vir jou stuur. Maar dit is tyd dat mense moet vrykom, want hulle sit in hierdie dorings vas, en die dorings steek hulle die hele tyd. Hoekom? Want ons sit met onvergewensgesindheid. Elke keer as iemand met jou nice is, steek uit doring jou so, dan moet jy nog toch maar net weer 'n bietjie mislik wees. Jy moet, ag jene, die lewe is so moeilik. Ek wil met ou dikbek en ou lang gesig loop, dat almal my toch kan raak sien. Weet jy wat? Onvergewensgesindheid, daai siel, daai bitterheid van jou siel, trek alle bitterheid aan na jou toe. Jy moet onthou, dat wanneer jy bitter is, dan trek jy alles wat bitter en ongeduldig is, en mense is met jou mislik, en mense is met jou vieslik, en jy kan dit nie verstaan nie, maar natuurlijk gaan jy dit nie verstaan nie, want jy trek dit aan, en jy sit met so bitterheid in jou hart en in jou siel, en jy dink dit is reg, want dis al wat jy ken. Daar's mense wat jou te nagekom het, miskien 50 jaar terug, 10 jaar terug, 5 minute terug, dis die verlede is verlede, en ek wil jou vanoggend help om deur dit te kom, om vry te kom daarvan. So, weet jy, ek was self daar, dit is hoekom ek getuig, en dis hoekom ek so baie daaroor praat, want ek wil hê mense moet vry wees. As ek so te doen kry met mense, wat hierdie bitterheid in hulle siele het, dan is dit vir my so, kan hulle nie maar net vry kom, want dit is so lekker om vry te wees. Wanneer Jesus Christus jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak, en dan sê hy verder, as die Seun Jesus Christus jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. So is dit nie wonderbaar om vry te wees nie, dit is die lekkerste gevoel om vry te wees. Nou as jy een van daai mense is, kom bid saam met my vanoggend. As jy dalk iemand ken, wat so bitter is, stuur hierdie video vir hom, dat hy kan vrykom, want die groot ding is, ons moet vrykom van dit wat ons vashou. Jesus Christus het gesê, die duiwel het gekom om te slag, te steel en te verwoes in Johannes 10 vers 10, maar hy het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Nie lewe in oorvloed eendag as